Goeiemôre. Ons wil in die begin van hierdie jaar vir elkeen van julle 'n voorspoedige 2025 dan ook toewens. Ons skrifgedeelte vir oggend is Jesaja 60 van vers 1 tot 6. Ek wil graag vers 1 lees. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. As 'n mens so aan die begin van 'n nuwe jaar staan, is dit dat mense dikwels of jou kom vra, wat is jou nuwejaarsvoornemens vir hierdie jaar? Wat is dit wat jy wil bereik of wat jy wil hê, hoe die Here jou moet gebruik om 'n verskil te maak dalk aan ander mense se lewe? As 'n mens gaan dink aan 2025, is dit dat dit vir baie 'n onbekende is. Baie mense sal sê, ek sien met verwagting uit na hierdie jaar, maar daar is ook altyd hierdie onbekende van dit wat die toekoms vir ons mag inhou. En dis dikwels hierdie onbekende wat maak dat ons baie keer neerslagtig voel, wanhoopig voel, en wat maak dat mense dan dikwels ook sê, maar ek weet nie wat om vanjaar te kan verwag nie. En die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, beleef ons dat Israel eintlik op 'n donker plek in hulle lewe is. En dan is dit eintlik verbasend dat ons hierdie opdrag in vers 1 vind, waar daar gesê word dat ons lig moet laat skyn. As 'n mens gaan kyk na die gedeelte, dan sien ons dat Israel uit ballingskap uit teruggekeer het, maar die tempel is verwoes, die stadsmure van Jerusalem is verwoes. Die hulpbronne is baie min, daar's swak oeste, droogtes, daar's onderlinge konflik. Baie van die Israeliete het glad nie teruggekom nie, en die wat teruggekom het terugbeweeg na hulle grondgebied, maar besef ander mense het intussen hierop gewoon. En dis in hierdie omstandighede wat die Here kom en dan sê hy, laat julle lig skyn. As 'n mens gaan kyk na die verskillende vertalings, dan sien ons dat hier 'n klomp sinonieme is wat hier gebruik word, wat eintlik die betekenis het van shine, laat jou lig skyn tot glorie, dat jou lig mag kom ook in hierdie donker tyd van jou lewe. En dan is dit dat hierdie gedeelte vir ons herinner daaraan dat God getrou is. Want ten spyte van die donker tyd waarin hulle mag bevind, kom die Here en hy kom gee vir hulle 'n uitdaging deur te sê, aanvaar dat die Here deur julle die wêreld wil verander. Aanvaar dat God die bron van lig is en dat God sy lig op ons wil laat val, sodat sy lig ook op die wêreld dan kan val. En daarom is dit dat hierdie gedeelte vir ons eintlik herinner daaraan dat die Here vir ons kom sê dat die kerk nie sy lig onder 'n maatemmer kan wegsteek nie, maar dat ons die bron, die lig van God in ons dra, en dat die lig van die Here juis op die wêreld moet skyn, sodat mense die Here kan leer ken. En daarom is dit dat ons as gelowiges hoop het op 'n onbekende toekoms, omdat ons weet dat die bron van ons hoop is natuurlik God. Dis sy lig in ons wat deur ons skyn. Dis sy lig wat in mense se lewens kom, en mense se harte en lewens kom verander. En daarom is dit dat ons in die begin van 2025 vir mekaar kan sê, ongeag 'n onbekende tyd, ongeag dat ons nie weet wat hierdie jaar vir ons mag inhou nie, is dit dat ons die opdrag ontvang om te sê, gaan wees lig in hierdie wêreld. Dit bring 'n nuwe ingesteldheid in ons lewe. Dit maak ons dat ons met 'n nuwe werklikheid lewe, dat ons draers is van lig en van hoop, en wat uitgaan na mense toe. En eintlik mense akkommodeer in ons lewe en hulle uitnooi om saam met ons deel te hê aan die heerlikheid van God. Ons het dit in Kerstyd gesing. Ons het gesing van die lig uit Bethlehem wat gekom het as redder vir hierdie wêreld. Ons het gelees sodat mense vanuit die ooste hulde gebring het aan Christus. En is dit dat hy gekom het om erken te word as die redder ook van hierdie wêreld. Daarom mag ons
hierdie identiteit ontvang dat ons God se lig is, dat ons lig in hierdie wêreld sal laat skyn, en dat ons te midde van onsekerheid en dalk donker tyd in my lewe vir mekaar kan sê, ons is geroep om die lig van God op hierdie wêreld te laat val. Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons seën en vir ons help om altyd U lig so te laat skyn, dat U deur ons verheerlik sal word. Amen.